Geliefdes, ons almal weet hoe belangrik dit is dat 'n gebou 'n stewige fondament moet hê. Veral tydens aardbewings, storms, vloede, wanneer woeste watergolwe aanstorm op 'n huis. Nou, op geestelike gebied beleef ons ongetwyfeld vandag 'n tyd van veranderings en omwentelings, ja, storms en golwe wat ons wil oorweldig. Ons word geruk en geskit, en miskien het jy ook al bekommerd geraak, benoud geraak, deur mekaar, verward en gewonder, sal ek dit oorleef? Sal ek veilig by my hemelse eindbestemming aankom? Vriende, die goeie nuus wat ons kry in die woord in sulke tye is die tema van vandag se oordeenking. En dit is God se vaste fondament bied ewige sekuriteit. Ja, inderdaad, soos in min tye in die geskiedenis word ons geestelike huise bedreig deur geweldige skokke, skuddings en golwe van verwarring en valse leringe en valse hoop, ketterye wat die waarhede van die Bybel bevraagteken, wat die opstanding van Jesus betwyfel, valse leringe wat ontken dat daar 'n oordeel en 'n hel is, 'n valse moraliteit wat die uniekheid en die heiligheid van die huwelik ontken, maar ook valse hoop en valse troos wat verkondig dat jy maar rustig en lustig kan aangaan met sonde, want ag, die Here sal jou mos maar genadig wees. Nou, niks is niets nie. Reeds in Paulus se tyd kry ons hierdie valse leringe. Hy skryf hieroor aan Timoteus, die jongman Timoteus, in 2 Timoteus hoofstuk 2. En hy waarsku vir Timoteus teen die gevaar van valse lering, van kettery. En dan noem hy 2 valse leraars by die naam, want die mense moes weet wie hulle is, om versigtig te wees en op te pas. Hy noem hulle by die naam, naamlik Hymeneus en Philetus. En hulle valse lering was 'n baie ernstige saak. Deur hulle kettery het hulle die geloof van sommige Christene omvergegooi, omgekeer, vernietig. Vers 16. Vermy die goddelose leepraatjies van mense onder wie Hymeneus en Philetus, want hulle sal toenemend goddeloos word en hulle woorde sal soos 'n kanker versprei. Hulle het van die waarheid afgedwaal deur te sê dat die opstanding reeds plaasgevind het. En sodoende gooi hulle sommige se geloof omver. En nou is die vraag, gaan die kerk van Jesus, gaan ek en jy hierdie skuddende aanslag van die golwe van valse leringe oorleef? Ja, baie persoonlik. Gaan ek en jy, wat weet dat ons aan die Here Jesus behoort, gaan ons veilig by die hemelse wenstreep kom? Nou, ek wil dit onomwonde stel. Die goeie nuus is, ja, want God het aan ons 'n vaste fondament gegee. Dis die heerlike vertroosting wat Paulus hier aan Timoteus gee in vers 19. Maar tog, of ons kan ook sê nogtans, staan die fondament van God stewig, met hierdie inskripsie: die Here ken diegene wat aan hom behoort, en laat elkeen wat die naam van die Here aanroep, die rug op ongeregtigheid keer. Ja,
Ten spyte van hierdie ernstige, gevaarlike bedreiging van die valse leringe, soos van die van Hymenius en Philetus, is daar 'n stewige, vaste, onbeweeglike, goddelike fundament. God se fundament staan vas. Die duiwel brul, valse leraars spoeg vuur, omstandighede is donker, vyande kan spot en ons broeke kan bewe, maar nogtans, God se fundament staan vas. Op hierdie vaste fundament moet ons elke dag bou en vertrou. So kom ons raak nou prakties. Wat is hierdie fundament nou in praktiese terme? Let net op, en dis baie belangrik. Dis 'n fundament wat God gelê het. Dit gaan oor 'n vaste waarheid en waarborg wat van God self afkom. En juist daarom is hierdie fundament onvernietigbaar stewig. En geliefdes, as ek en jy erns hiermee maak, gee dit vir ons 'n geweldige, goddelike troos en versekering. Hierdie fundament bestaan uit 2 grondwaarhede, 2 baie belangrike fasette. En die volgorde is ook nogal belangrik. So wat staan op hierdie fondasie? 2 dinge. Die Here ken diegene wat aan hom behoort. En dan tweedens, laat elkeen wat die naam van die Here aanroep, die rug op ongeregtigheid keer. Kom ons kyk 'n bietjie hierna. Eerstens, en dis baie belangrik, dis eerste, die Here ken diegene wat aan hom behoort. God weet presies wie sy uitverkore kinders is. Ja, in hierdie chaos wat ek en jy partykeer nie weet wat ek kan toe nie, of wie's vriend of wie's vyand nie, weet God presies wie aan hom behoort. Psalm 1 in die ou vertaling het dit so gesê, die Here ken die weg van die regverdiges. Het kan ook vertaal word, die Here dra sorg vir die regverdiges. Ja, want ken beteken hier baie meer as net weet van. Dit beteken dat God die inisiatief in ons verlossing geneem het. En dat hy ook ons verlossing in stand hou. Kom ons dink nou maar net byvoorbeeld aan Abraham as 'n praktiese voorbeeld hiervan. God neem die inisiatief. God roep vir Abraham. God maak beloftes aan hom. Ja, dan antwoord Abraham in geloof en gehoorsaamheid. Maar al die inisiatief het van God afgekom. Maar dan eindig dit nie daar nie. Dis juis ook God self wat Abraham vashou as hy begin wankel en telkens weer sy beloftes aan hom herbevestig. Dink nou maar aan daai keer wat hy vir Abraham gesê het, Abraham, kyk na die sterre. Kyk net, ek kan doen wat jy nie kan doen nie. So groot gaan jou nageslag wees. Kyk, ons weet mos, Abraham se geloof was nie altyd so sterk en so volmaak nie. Hy was ook partykeer ongehoorsaam. En hy wou sy eie planne maak. Jy ken daai geskiedenis. Maar God bewaar Abraham op die lange duur en hy bereik sy doel met hom ten spyte ook van sy swakheid. God ken sy kinders. God het sy kinders gered en God sal hulle bewaar deur alle omstandighede en bedreigings en ook te midde van allerhande dwaling en kettery. Ons kry iets van hierdie waarheid ook in Paulus se brief aan die Filippense, hoofstuk 1 vers 6, waar Paulus sê, hiervan is ek oortuig, dat hy wat 'n goeie werk onder julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Wat 'n vertroosting.
vertroosting binne in al hierdie chaos, teleurstellings en aanvegtinge wat ons beleef. As God my waarlik gered het, gaan hy my nie halfpad los nie. Ja, hierdie eerste deel van die fondasie roep ons op om weg te kyk van ons swak self en van ons moeilike omstandighede en van al die chaos rondom ons en om God in sy grootheid en sy almag raak te sien. Dink net mooi daaroor. Die skepper van die heelal is heeltemal in staat om jou te midde van bedreigings en valse lerings te bewaar en veilig in sy koninkryk te bring. Dit is tog eintlik net logies. Dit word so treffend gestel in die kort briefie van Judas, vers 24 en 25, aan hom wat die mag het, om julle daarvan te bewaar dat julle struikel, en om julle onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid te stel. Aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here, behoort die heerlikheid, majesteit, krag en mag, van voor alle tye en ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. O, geliefde kind van God, jy wat dalk verward voel of onseker voel, bang voel, wees verseker van God se fondasie. Die Here ken die wat aan hom behoort. Vind rus, vertroosting en vrede daarin. Maar dan kom ons by die tweede deel van die fondasie, wat net so belangrik is. Elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. Ons moet ook die tweede deel van God se fondasie baie ernstig opneem. Die eerste deel van God se fondasie is 'n versekering, 'n waarborg. Die tweede is baie duidelik 'n opdrag. Jy sien, dit is so wonderlik, God betrek onsself ook, soos dikwels die geval is, juis in hierdie fondasie. Dit beteken, ek en jy het 'n verantwoordelikheid, 'n verpligting. Maar baie belangrik, ons kan en moet hierdie verantwoordelikheid nakom, juis omdat God altyd sy deel nakom in die eerste plek. Anders gestel, omdat God ons gered het, en omdat hy ons redding in stand hou, kan en moet ons erns maak met die opdrag om te breek met alle sonde, alles wat verkeerd is in ons lewens. En jy sal weet wat dit is in jou geval. Kind van God, besef net weer, die almagtige God het jou uitgekies. Hy het jou sonde op Jesus gelê en dis klaar gestraf en klaar vergewe. Daai aanklagte teen jou, daai dokument met die klagte teen jou, sê Paulus in Kolossense 2 vers 14, is uitgewis aan die kruis. Dis totaal vernietig. Hy het jou deur Jesus verlos van sonde, Satan, dood en hel. Hy waarborg jou ewige veiligheid. Daarom, raak nou ontslae van alles wat vuil en sleg is. Dit is opvallend. Ons moet sonde af lê, nie onsself te probeer red nie, maar om bruikbaar te wees vir God en sy werk. Dis die gedagte wat ons nou verder kry in hierdie gedeelte, vers 21, as iemand homself dan gereinig het van hierdie dinge, sal hy 'n fatsoenlike voorwerp wees, afgesonder, bruikbaar vir die eienaar, geskik vir elke goeie werk. Kom ons dink net weer mooi, hoe bemoedig God ons deur die tweede deel van die fondasie? As jy erns maak met die uitroei van sonde, is dit mos net 'n verdere bewys dat die eerste deel van die fondasie waar is van jou. Prakties, as jy daagliks beklei teen die sonde, die oorwinnings behaal, aanhou veg,
dan is dit 'n duidelike bewys dat God reeds reddend in jou lewe ingegryp het, dat hy jou ken, en dat hy jou dus ook verder sal bewaar. Net baie prakties, nou hoe moet 'n kind van God wegbreek van ongeregtigheid? Vers 22 help ons nogal baie. Paulus skryf, hy sê, vlug weg van die begeertes van die jeug, en streef saam met diegene wat die Here met 'n rein hart aanroep, na regverdigheid, geloof, liefde en vrede. Ja, partykeer moet ons baie konkreet optree. Ons moet sonde haat, ons moet drasties optree, ons moet wegvlug daarvan. Partykeer is dit fisies nodig om weg te hardloop van 'n situasie van versoeking en sonde wat jou bedreig. Maar ook positief moet ons hierdie raad aanvaar. Ons moet saam met God se kinders na die regte dinge streef. Ons moet ons voeg by die gemeenskap van die gelowiges. Ons moet saam Bybelstudie hou, saam bid, saam in die erediens die Here aanbid, en so volg ons die Here ook in sy opdrag om ontslae te raak van alles wat verkeerd is. Geliefdes, die golwe en storms van valse lering en verleidinge is baie hewig. Kom ons wees eerlik daaroor. Maar ek en jy hoef nie verskrik of angstig of moedeloos te raak nie. Hou gedurig twee sake voor oë. Eerstens, fokus op God se genade en almag, soos geopenbaar in Jesus. Hy wat jou gered het en jou veilig sal bewaar. Tweedens, fokus op die uitroei van sonde, alle sonde in jou lewe, en voeg jou by God se kinders om heiligmaking na te jaag. God se fondament gee ons vertroue en sekerheid. En jy weet, dis hoekom Paulus hier aan die einde van sy lewe, want heel waarskynlik was die 2 Timoteusbrief die laaste brief in sy lewe, aan die einde van sy lewe hierdie sekerheid en rustigheid kon ervaar, waarvan hy skryf in vers 18. Die Here sal my van elke bose daad red, en hy sal my verlos met die oog op sy hemelse koninkryk. Aan hom die heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. Amen.